Vanaand het ons 4de aand gedoen van die 7 dae challenge vir Warfare for Your Marriage. En dis so 'n amazing groep dames en julle my hart breek net vir soveel mense, want daar's soveel mense daar buite wat deur soveel seer kry gaan, dinge wat hulle nie verdien het nie. En dan baie keer dan vra mense, maar hoekom laat die Here dit toe? Julle, daar's nie altyd antwoorde nie. God is alwetend, hy is almagtig, hy weet. Maar ek kan jou een ding beloof, God doen nie sommer net iets nie. Daar's altyd 'n doel en 'n plan. As hy iets toelaat in jou lewe, is dit omdat hy dit gaan omdraai. Hy sê, dit wat die vyand beplan het vir evil, draai hy om vir ons wat hom lief het, dat dit ten goeie vir ons sal uitwerk. So ek wil jou bemoedig in hierdie naweek. Ek weet, dis lang naweek, vir baie mense is dit 'n horrible tyd, want jy's alleen, jy mis jou man, jou vrou, jou kinders, miskien is jy siek, en jy kan nie die dinge doen wat jy altyd gedoen het nie, of miskien is die finansies nie daar nie, miskien kon jy nie, jy weet, eers iets spesiaals doen môre, vir Paasvrydag nie, maar die Here sien alles, hy sien jou hart, hy sien die alleen wees, die stikkend wees. En ek wil jou bemoedig vanaand, vat dit na hom toe. Jy weet, die vyand gaan kom met gedagtes en emosies en depressie en onsekerheid en vrees. Moenie die vyand vashou plek gee in jou lewe. Hy wil net kom, wat sê die Bybel vir ons? He comes to kill, steal and destroy. En dis wat hy altyd doen, julle. So in hierdie naweek, vat hierdie tyd, al is jy alleen, al is jy siek, al is jy moeg, al het jy nie geld nie. Vat hierdie tyd, rus bietjie, spandeer bietjie tyd met die Here. Haal jou Bybel uit, lees bietjie Bybel. Gaan kyk daai reeks, The Chosen. Kyk, doen dinge saam met die Here. Al is jy siek in jou bed, kan jy nog steeds tyd met die Here spandeer. Maar ek wil jou bemoedig en ek wil vir jou sê, niks, absoluut niks, wat in jou lewe gebeur, is 'n verrassing vir die Here nie. Hy het geweet van elke ding wat gaan gebeur. En hy weet hoe hy daai ding wat sleg is, gaan omdraai om te werk vir jou. Okay? So, plaas dit in sy hande. He knows already. Hy weet hoe dit gaan uitdraai. Jy is die een wat daaroor stres en worry. Vertrou hom dat hy besig is om dinge vir jou guns te laat werk. Al lyk dit nie so nie. En as die duiwel kom en hy kom sit hier op jou skouer, dan sê vir hom, Ek weet wat my God, my Vader sê. En hy sê, hierdie plannetjies wat jy gemaak het, gaan hy omdraai vir my goed. Die aanval teen my gesondheid, teen my finansies, teen my huwelik, teen my kinders, teen my werk, al daai goed is doelloos, want God het reeds 'n plan vir my. En hy sê, ek weet wat se planne ek aangaande julle koester. Okay? En is goeie planne vir 'n toekoms. Leave it in God's hands. Hy weet waarmee hy besig is, hy weet wat hy doen. En net omdat ons dit nie met ons fisiese oë kan sien nie, sê dit nie, hy is nie besig om te werk nie. Mag jy 'n wonderlike, geseënde Paasnaweek hê. Shalom.